Nou ek weet nie wie van julle het nog julle heel eerste Bybel nie. Wie van julle het nog julle heel eerste Bybel? Nou hierso is myne. En dis vir my baie kosbaar, want voorin staan daar aan ons dierbare laatlammetjie, Vastie Burger, ja ek sê laatlammetjie. Laat die woord altyd die maatstaf in jou lewe bly. Liefde, pappa en mamma. En hierdie was vir my so kosbaar om weer oop te maak hierdie week. Maar soos julle kan sien, hierso voor, het my versameling van Bybels redelik uitgebrei na my eerste Bybel. En vir die van julle wat my so gespot het oor my waterbottelversameling, sal verheug wees om te weet, ek het darm meer Bybels as waterbottels, en ek gebruik hulle almal actually. Nou, vir ons vandag is dit so gerieflik om die hele Bybel met al die vertalings en in al die tale op ons foon te hê. Maar ek is van die opinie dat dit kan nie die harde kopie vervang nie. En so daar is 'n paar vrae wat ek graag wil probeer beantwoord vandag. Die eerste een is, hoe en wanneer het ons Bybel ontstaan? Hoekom is daar so baie vertalings? Nou verlede week het ons gesien dat geskiedkundige feite en argeologiese ontdekkings bevestig het dat die Bybel wel akkuraat behoue gebly het. Maar het ons inderdaad die regte boeke in ons Bybel? Of ontbreek belangrike bronne wat dalk ons siening van God en Jesus Christus en die Christendom kan verander? Nou, tot vandag toe nog, noem ons hierdie Bybel die woord van God. So dit beteken dat hierdie Bybel kom van die Here af. Maar natuurlik het hierdie boek mos nou nie net so van die hemel afgeval en dit was soos net vir ons gegee nie. Hierdie Bybel het sy ontstaan gehad op die aarde. En so die Here se woorde en dade is met verloop van tyd, onder die leiding van die Heilige Gees, deur mense opgeskryf. So dis die Here se woorde en dade wat deur mense opgeskryf is. En hierdie Bybelse boeke het ontstaan deur ongeveer hoeveel skrywers wat dit geskryf het? Wie kan onthou? Hoeveel skrywers was daar? 40. En dit was ongeveer oor 'n tydperk van 1500 jaar geskryf. Nou meeste van julle weet ook dat die Bybel uit 2 dele bestaan. Hoopelik weet ons almal dit. Die Ou Testament en die Nuwe Testament. Maar het julle al ooit gedink of gewonder hoekom? Hoekom is daar 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament? Weet julle ooit wat die woord testament beteken? Die woord testament beteken verbond of covenant. So hopelik begin julle 'n bietjie anders na die Bybel kyk, want nou is die Ou Testament, dit is die ou verbond wat die Here met mense gehad het voor Jesus Christus. En dan is daar die nuwe verbond wat in Jesus Christus vervul is. Nou kom ons toets gou 'n bietjie weer of ons kan onthou van laasweek. Hoeveel boeke het die Ou Testament? Die Ou Testament. 39 boeke. En dit was meestal in watse taal geskryf? Hebreëus, well done. En as gevolg van die rede dat dit in Hebreëus meestal van dit geskryf is, word dit ook die Hebreëse geskrifte of die Hebreëse Bybel genoem. Nou, teen die tyd wat Jesus al op aarde was die Hebreëse geskrifte al klaar aanvaar deur mense as die woord van God. So voor Jesus al op aarde was die Hebreëse geskrifte deur mense aanvaar. Nou, die Hebreëse Bybel bestaan uit 24 perkamentrolle. Nou van julle is 'n wielietjie spin nou, want ek het nou net gesê ons het 39 boeke in die Ou Testament in ons Christelike Bybel, maar daar is 24 perkamentrolle in die Hebreëse Bybel. Hoekom? Daar is niks bygevoeg nie, julle hoef nie te worry nie. Daar is nie gemors nie, die skrif, die Hebreëse Bybel is nog steeds dieselfde as die een wat ons het in ons Ou Testament. Al verskil is, die langer perkamentrolle was opgedeel in kleiner boeke. Soos byvoorbeeld, die perkamentrol vir kronieke is nou opgedeel in 1 Kronieke, 2 Kronieke, 1 Konings, 2 Konings. So dit is vir ons gedoen sodat ons makliker daarna kan verwys.
En dan is daar ook boeke van die kleiner profete. Nou die kleiner profete, as jy al daarvan gehoor het, the minor prophets, dis meer die profete aan die einde van die Ou Testament. Al hulle boeke was actually op een perkamentrol geskryf en ons het dit net in verskillende boeke gaan opdeel. So dit is presies dieselfde. Die Hebreëse Bybel, die skrif, is nog dieselfde as die Ou Testament wat ons het vandag. Dit is net anderste opgedeel vir ons vir makliker verwysings. Nou, omtrent 300 jaar voor Jesus op aarde was, het Bybelse geleerdes, of die Joodse geleerdes het die Hebreëse Bybel gevat en hulle het besluit om dit te vertaal in Grieks in. Hoekom? Want julle kan onthou, dit was die tyd waar die Romeinse Ryk begin oorvat het en Grieks was toe die oorheersende taal. So toe sit hulle met 'n ding van daar's 'n Hebreëse Bybel, maar baie van die Jode kan nie eers meer Hebreëus praat nie. So hulle kan nie by die skrifte bly nie want hulle weet nie wat daarin staan nie. So toe het Joodse geleerdes die Bybel begin vertaal in 'n Griekse vertaling wat hulle noem die Griekse Septuaginta, wat nog steeds bestaan vandag. En hierdie Bybel was nie net gebruik, of die Griekse vertaling was nie net gebruik vir die Jode nie, maar ook vir die miljoene nie-Jode, vir wie hulle ook die woord van God wou bekend gestel het. En dit is vir my wonderlik hoe selfs van die vroegtye af die Bybel beskikbaar gemaak is vir die mense van daardie tyd. So die Nuwe Testament. Wie kan onthou hoeveel boeke is daar in die Nuwe Testament? 27 boeke. En dit was oorspronklik geskryf in Grieks, want dit was die oorheersende taal. Nou die Heilige Gees het die getroue disippels van Jesus geïnspireer om hierdie boeke te skryf. En dit is my so mooi, Paulus sê uitdruklik, sê hy in 1 Tessalonisense 2 vers 13, dit is my so mooi skrif, sê Paulus, en daarom dank ons God onophoudelik, dat julle, nadat julle die woord van God, van ons ontvang het, dit nie as 'n woord van mense aanvaar het nie, maar waarlik as die woord van God, die woord wat werksaam is in julle wat glo. En dis vir my wonderlik, want dit wys vir my hierso, daar's iets wat, 'n boeke wat geïnspireer is deur mense, skei van 'n boek wat geïnspireer is deur die Heilige Gees. En dis dat dit werksaam is. Die Bybel verander jou, want dit is nie menslik geïnspireerd nie. Nou die Nuwe Testamentiese boeke onthul self dat die skrywers erken het watter skrifte geïnspireer was deur die Heilige Gees. En dis vir my wonderlik dat die skrywers gesê het, weet jy wat, daar is sekere boeke wat ons weet, hierdie kom nie uit my eie uit nie. Hierdie is geïnspireer deur die Heilige Gees. En hulle het eintlik self onthul watter boeke in die kanon behoort. Nou vir die van julle wat kan onthou, wat beteken kanon? Dis 'n Griekse woord wat beteken maatstaf. En wanneer ons praat van die kanon, beteken dit is al die versamelde boeke wat ons weet deur die Heilige Gees geïnspireer is om deel te vorm van die Bybel. Dis die kanon. So wat is die maatstaf of iets in die Bybel moet wees of nie? Of dit geïnspireer is deur die Heilige Gees. Nie of dit 'n goeie boek is nie, nie of dit aanvaar word deur ander mense nie. Die maatstaf is dit geïnspireer deur die Heilige Gees? En ek wil net 'n paar verse met julle deel, wat net so met my gepraat het hierdie week, van hoe die skrywers self sê, hoe die Heilige Gees hulle geïnspireer het om hierdie boeke te skryf. En ons gaan begin in 1 Korintiërs 14, vers 37. En hier sê Paulus, hy sê, as iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe is, bevele van die Here is. Hy sê, as jy enigstens 'n kind van die Here is, as jy enigstens jouself 'n geestelike persoon noem, moet jy weet dat wat ek skryf is nie uit my eie uit nie, maar is bevele van die Here, want die Heilige Gees kom bevestig dit in jou hart. Galasiërs 1 vers 11 tot 12 sê Paulus, dit moet julle goed besef, broers. Die evangelie wat ek verkondig is nie deur 'n mens uitgedink nie. Ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of by 'n mens geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in openbaring aan my gegee.
Dan sien ons in Petrus, so dis nie net Paulus wat hieroor skryf nie, Petrus in 2 Petrus 1 vers 20 tot 21, sê hy, dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig. En dan die laaste een van Johannes, lees ons in 1 Johannes 5 vers 9. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God. Want dit is God wat getuig en die getuienis handel oor sy seun. Julle, as ons menslike getuienis al klaar soveel waarde dra by ander mense, hoeveel te meer wanneer die Here, die God, die Vader getuig oor sy seun. En die hele Bybel wys na Jesus. Dit is God se woorde wat wys na sy seun. Nou die Nuwe Testamentiese kanon is alreeds baie vroeg in die kerkgeskiedenis was dit al klaar erken. En julle moet dit weet, daar was nooit sprake oor of is hierdie boeke of hierdie briewe van deur God geïnspireer nie. Veral die evangelies en Paulus se briewe was al van baie vroeg af baie wyd versprei. Dit was gesirkuleer onder die kerke, dit was geadresseer dalk aan een kerk, maar dit later aan was gesirkuleer reg deur die stede in daai tyd, en dit was ook baie kopieë van gemaak. Nou daar is sekere boeke wat nie onmiddellik erken was as deel van die Bybel nie. En dit is vir geen rede dat hulle dalk gedink het, o jene, dit is nie geïnspireer nie. Die enigste rede hoekom sekere boeke nie dadelik erken was nie, was omdat daai boeke was bietjie later geskryf en dit het langer gevat vir hulle om by sekere dele uit te kom waar die kerk versprei het. En dit is boeke, soos julle sal sien, is meer aan die einde van die Nuwe Testament. Dit is boeke soos Hebreërs, Jakobus, 2 Petrus, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaring. Dis al die boeke wat julle weet is eers later geskryf. So dit is nie dat mense gedink het hulle is nie geïnspireer deur die Heilige Gees nie. Dis net dat hulle het langer gevat om by die Weiërkerk uit te kom, soos wat die kerk versprei het reg oor die wêreld. Maar ek wil dit baie duidelik maak, julle, en dit is so belangrik vir ons om te weet, is dat teen die einde van die 1ste eeu was die Nuwe Testamentiese boeke al klaar onder mense erken as die geïnspireerde woord van God. Maar ongelukkig, soos baie keer in geskiedenis, hier in die 3de en die 4de eeu, het dwaalleringe die ronde begin doen. Veral oor die gesag van die Bybelboeke. En of daar ook Bybelboeke is wat nie ingesluit is in die kanon nie. En toe het daar verskillende vergaderings plaasgevind onder kerkleiers. En as ek sê kerkleiers, praat ek nie nou hierso van net een denominasie se kerkleiers nie. Dit was kerkleiers oor die breë kerk, reg oor die wêreld, het verskillende vergaderings begin hou, om saam te bid, om te besin, om te bevestig, of die boeke wat deel is wat al klaar aanvaar is, of dit regtig geïnspireer is deur die Heilige Gees. En hierdie was 'n ernstige saak. Julle, hierdie was nie net 'n paar vergaderings van 'n uur so, en hierdie het partykeer maande en jare geduur van hierdie mense wat die Here se aangesig gesoek het. En die wonderlike ding is, al hierdie kerkleiers oor al die kerke, oor die breë kerk, teen die einde van die 4de eeu, is hierdie Bybel wat ons vandag ken, al klaar aanvaar deur die hele breë kerk. En dit is vir my wonderlik om te weet. Dis my wonderlik om te weet dat daar's een ding wat kerke, maak nie saak wat se denominasie hy is nie, saamgestem het oor van die begin af, was watter boeke was geïnspireer deur die Heilige Gees. En julle kan net dink wat 'n ernstige saak hierdie was vir daardie kerkleiers. Jy kan net dink dat hulle hoe ernstig hulle was om die suiwer woord van God te bewaar. Hoe hulle nie net die feite gesoek het nie, maar hoe hulle seker gemaak het, hulle soek die leiding en die bevestiging van die Heilige Gees. En die Heilige Gees was getrou, want nie net het hy die woord geïnspireer nie, maar hy keer op keer het hy die woord bevestig aan mense. Nou, daar was natuurlik ook baie ander boeke wat in die antieke tyd geskryf was. Dit was nie net die Bybelboeke wat daai tyd geskryf was nie.
Nou baie van hierdie boeke het egter nie behoue gebly nie en baie van hierdie boeke was ook nie deur Israel aanvaar as gewyde literatuur nie. Maar deur God se beskikking is die boeke wat hy geïnspireer het bymekaar gemaak totdat die kanon voltooi was. Julle, en hierdie is vir my 'n getuienis en 'n wonderwerk in homself. Dis asof as hoe meer ek oor die geskiedenis van die Bybel leer en lees, sien ek die Here se hand oor sy woord, reg deur geskiedenis, waar mense het probeer verdraai het, waar mense het probeer wegsteek het, waar mense het probeer verbrand het. Dis asof jy die Here se hand kan sien oor die boeke wat hy geïnspireer het. Dit het behoue gebly. Die boeke wat hy geïnspireer het, bestaan tot nog in alle ewigheid, want dit is sy woord. So nou kom ons by hierdie apokriewe boeke, hierdie ander boeke wat ook in antieke tye geskryf is. En is die groot vraag baie keer vir mense, wat is die apokriewe boeke? Die apokriewe boeke is 'n versameling van boeke wat omtrent geskryf is teen die afsluiting van die Ou Testament en tot voor die begin van die Nuwe Testament. Ons noem dit baie keer die silent years, the intertestamental years. Dit is die jare waar baie mense sê God was stil. Maar dit beteken nie mense was stil nie. Die mense het boeke nog geskryf in daai tyd. Daar's baie dinge wat bevorder is in daai tyd. En in daai tyd was baie van die apokriewe boeke geskryf. Maar hierdie apokriewe boeke maak geen aanspraak dat hulle geïnspireer is deur die Heilige Gees nie. En dit is hoekom die Jode, selfs die Jode wat dit geskryf het, van die begin af, het nooit aanspraak gemaak dat hierdie apokriewe boeke gelykstaande is aan die geïnspireerde woord van God nie. Die apokriewe boeke het geen voorspellende profeseë nie. Dit bevat meer aardrykskundige en geskiedkundige feite. Van hierdie boeke het ook valse leerstellings wat in stryd is met die kanonieke skrif wat ons vandag ken. Maar is ook belangrik om vandag vir julle te sê, in 1546 het die Rooms-Katolieke Kerk wel besluit om die apokriewe boeke deel te maak van die kanon. So hulle het nie die kanon wat ons ken eenkant gesit nie, hulle het nie die apokriewe boeke deel gemaak, maar eers in 1546. Maar tot vandag toe erken die Jode en die Protestante Kerk nie die apokriewe boeke as kanonieke skrif nie. So dit wil sê, ons erken dit nie as die Gees geïnspireerde Bybelboeke wat van die Here afkom nie, en dit is nie gesaghebend nie. So nou is die vraag, ons as geesvervulde Christene, mag ons die apokriewe boeke lees? Moet ons die apokriewe boeke aanvaar? En hier's waar ons iets baie belangrik moet besef. Daar is 'n groot onderskeid tussen bekende letterkundige werk wat waarde kan toevoeg en die Gees geïnspireerde, gesaghebende kanon, die woord van God. Die apokriewe boeke kan iets vir ons beteken, maar is nie gelykstaande aan die woord van God nie. En daar is soveel mense vandag wat, Christene, wat fanaties raak oor, julle, ons moet die apokriewe boeke lees, dis al hierdie jare vir ons weggesteek, die kerk het hulle weggesteek, julle, dit was nog nooit weggesteek nie. Jy kon dit nog altyd kry. En mense wat so fanaties raak oor, julle, ons moet die apokriewe boeke lees, ek het een vraag. Het jy al die 66 boeke van die woord van God gelees? Het jy al dit bestudeer? Want daar is geen twyfel oor dat hierdie 66 boeke wel die woord van God is nie. So nou gaan ons so aan oor apokriewe boeke wat ons wil lees, maar jy weet nog nie eers wat in die maatstaf staan nie. En as jy nie weet wat in die maatstaf staan nie, waarmee gaan jy dit vergelyk? So is dit verkeerd om die apokriewe boeke te lees? Is dit verkeerd om geestelike boeke te lees wat opbouend is? Natuurlik nie. Is nie verkeerd nie. Solank dit nooit in stryd is met die woord van God nie. Solank dit nooit die woord van God vervang nie. Hierdie is jou maatstaf. Het is belangrik vir ons om weer terug te kom by die woord van God. Ontdek hierdie skatkis.
So dan 'n laaste vraag wat ek graag wil probeer beantwoord is: kan ons die vertalings van die kanon vertrou? Of moet ons almal nou Grieks en Hebreëus gaan studeer en dit nou in Grieks en Hebreëus gaan leer? Nou julle van vroeg van die kerk af het hulle die Bybel begin vertaal. En dit was bloot gedoen sodat mense die Bybel kon lees in hulle eie taal. En sodat verouderde uitdrukkings in 'n moderne taal oorgedra kan word sodat ons dit kan verstaan. En van vroeg af is die Bybel al klaar vertaal. Ons het gesien voor die tyd van Jesus was die Hebreëse Bybel in Grieks vertaal. En in die vroeë kerk was die Griekse Bybel nou weer, of die Bybel wat alles in Grieks geskryf was dit vertaal in Latyns. Want alhoewel Grieks die oorheersende taal was tydens die Romeinse Ryk, in die vroeë kerk het Latyns die oorheersende taal begin word. So nou staan ons weer by 'n plek waar die gewone mense kan nie die Bybel lees nie, want hulle verstaan nie Grieks nie. So toe is die Bybel begin vertaal in Latyns, en teen die jaar 405 na Christus was die amptelike Latynse teks opgestel. En dit is die Vulgaat genoem. En dit is nog tot vandag toe nog steeds die amptelike teks wat die Romeinse Katolieke Kerk gebruik. Maar nou wil ek julle besef wat ek nou net gesê het. Hulle gebruik tot vandag toe nog die Latynse vertaling. Maar julle weet, tale ontwikkel baie vinnig. So binnekort, net nadat die Latynse vertaling uitgekom het, 'n paar jare, dekades, 'n eeu daarna, kon die mense nie meer Latyns verstaan nie, want tale het ontwikkel. So nou kon die gewone mens nie meer die Bybel lees nie. So wie is nou die enigstes wat die Bybel verstaan? Die Bybelgeleerdes. Die pastore, die mense wat voorstaan. En julle weet dit is gevaarlik wanneer almal net moet glo vir een wat voorstaan en iets sê. En hierdie probleem het aangaan want die gewone mens het nie die Bybel in hulle taal gehad nie. En eers in die 14de eeu, weet julle hoe lank daarna is dit? En eers in die 14de eeu was die Bybel weer vertaal in 'n taal wat die gewone mens kon verstaan. En dit was toe John Wycliffe die Bybel vertaal het in Engels. In gewone taal, sodat mense weer self die Bybel kon lees. En ek weet, dit was die Here se hart van die begin af. Die Bybel was nie net geskryf vir die Bybelgeleerdes nie, dit was geskryf vir die gewone mens. So eers in die 14de eeu is die Bybel vertaal in Engels, en in die eeu wat daarop gevolg het Bybelgeleerdes begin besef, nee, ons moet nou tale begin so ontwikkel, ons moet nou vinniger die Bybel begin vertaal in ander tale. En toe het hulle begin dit vertaal, en hulle het die drukpers was al daar, en hulle het begin die Bybels print in die boeke wat ons vandag het, en dit is reg deur Europa versprei. So nou is die vraag ook, ek weet nie of julle ooit al daaraan gedink het nie, hoe het hoofstukke en verse ontstaan in ons Bybel? Wie het al ooit daaraan gedink? Dankie tog. Hierdie is eintlik vir my nogal 'n belangrike vraag, want as ons daaraan dink, die oorspronklike geskrifte was nie geskryf met hoofstukke en verse nie. Dit was boeke, dit was briewe, dit was stories. Dit het nie hoofstukke en verse gehad nie. En so aan die einde van die 13de eeu het iemand gekom en die Bybel begin verdeel in hoofstukke. En eers aan die einde van die 16de eeu is verse bygesit. Nou julle mag tog dink, o jene, ons het nou aan die Bybel verander. Julle, dit was die mooiste intensies. Het gegaan oor om dit vir ons makliker te maak om spesifieke gedeeltes te vind. Maar ek wil ook net iets hierso sê. Ons moet onthou, dis hoekom dit so maklik is vir ons om deesdae die Bybel uit konteks uit te vat. Die Bybel was nooit oorspronklik geskryf vers vir vers nie. En wat doen die moderne mens vandag? Hulle vat 'n vers, hulle vat dit uit konteks uit. Want hulle lees, en hierdie probleem was nie noodwendig daar in die begin nie. Want jy moes die hele boek lees en verstaan om te weet wat daar gesê word. So dis hoekom dit belangrik is vandag dat ons nie net 'n versie lees nie, maar dat ons ten minste 'n hoofstuk lees. Ek wil amper aanmoedig om te begin met 'n boek en hom volledig te lees, om die konteks te verstaan, want dit is hoe die Bybel vir ons oorgegee is en hoe ons dit moet lees. Nou wat vir my so wonderlik is dat die Bybelgeleerdes het al hoe meer geleer hoe om die Bybel vandag te hersien in moderne tyd, as gevolg van die ontdekking van ou manuskripte soos die Qumran rolle, die Dead Sea Scrolls, wat ons verlede week oor gepraat het.
En so daar is al hoe meer mense wat met meer korrektheid die Bybel kan vertaal vanaf die oorspronklike teks. En so dis waar die laaste vraag inkom vandag. Watter vertaling moet jy lees? Dis iets wat mense so oor kan argumenteer. Watter vertaling moet ek lees? My antwoord? Die vertaling wat jy die beste verstaan. Ek wil eers vir jou sê, ek dink die Here se hart is, lees net my woord. Die woord in enige vertaling is beter as geen woord nie. Lees die woord en lees dit in die vertaling, lees dit in die taal wat jy die beste verstaan. En soos wat jy dit begin lees, begin dit vergelyk met ander vertalings. In verskeie tye in my lewe was daar ander vertalings wat vir my meer beteken het. Maar dis die lekkerste ding vir my vandag om te sit met 'n paar vertalings vir my in 'n paar verskillende tale om te sien dieselfde boodskap kom deur, al verskil die woorde. En dit is die wonder van God se woord. Maar ek wil julle ook aanmoedig, as julle die Bybel lees, daar's soveel mense wat sê, dit is vir hulle so vervelig om die Bybel te lees. Bo alles, nooi die Heilige Gees. Ek kan nie vir julle sê die verskil wat die Heilige Gees maak nie. Dit hoef nie 'n lang gebed te wees, dit kan wees, Here Jesus, Heilige Gees, help my as ek hierdie woord oopmaak om te verstaan wat U vir my probeer sê. Maak die skrif vir my lewend. Gee vir my wat U wil hê ek moet vandag lees. En meer as dit, moenie net so pick and choose die versies wat jy op daai dag wil hê. En ek wil julle regtig aanmoedig, vat 'n boek en begin hom deurlees. Dit begin vir jou al hoe meer lewend raak, want jy begin die konteks verstaan, jy begin verstaan die kultuur en die hart waarmee die skrywer geskryf het. Lees die woord van God. Daar is nie 'n plaasvervanger nie. Die kerk is nie 'n plaasvervanger vir jou om die woord van God self te lees nie. Jou Bible app se versie in die oggend is nie 'n plaasvervanger vir jou om die woord van God te bestudeer nie. Ons moet terugkom, en ek wil met erns dit sê, ons moet terugkom om aanhangers van die woord te wees. Ons het aanhangers van mense geword. Hierdie woord van God is die fondasie, dis die enigste maatstaf. So na alles wat vandag gesê is, hoop ek dit is vir julle duidelik, dat hierdie besluit oor watter boeke kanoniek is, nie oornag besluit is nie. En ons glo dat die Heilige Gees die vroeë kerk gelei het om te besef watter boeke het die Here in bestaan geroep as gesaghebbend. Ons glo dat dit is die Heilige Gees wat die vroeë kerk gelei het om te besef watter boeke het nie hulle oorsprong by die Here nie. En so ek wil julle nie ontmoedig om geestelike boeke te lees nie, maar ek wil julle bemoedig om die woord van God te bestudeer. Dit is deur alle eeue heen is dit gesien as gesaghebbend en ons het ons ontsag vir die woord verloor. So na alles is hierdie Bybel, dit is die woord van God wat deur mense geskryf is. Dit is nog steeds die woord van God. En dit is hoekom Paulus met soveel oortuiging kon geskryf het in 2 Timoteus 3 vers 16. En baie van julle ken hierdie vers en ek sluit af met hierdie vers. Die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons te reg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. Hoekom is daar soveel kerke en mense vandag wie se lewens nie die regte leefstyl is nie? Hoekom is daar soveel mense wat kerk toe kom vir 'n inspirational talk? En ek sê nie die Bybel moet ons nie bemoedig nie, maar die Bybel is ook daar om ons te onderrig, om die verkeerde uit te wys en om 'n regte leefstyl by ons te kweek. Ons moet die woord van God weer terugbring as die sentrale fokuspunt in ons lewe. En dit is my gebed vandag, julle.
As ek sien hoe die vroeë kerkleiers alles in hulle vermoë gedoen het om die suiwer woord van God te bewaar, as ek sien hoe ernstig hulle was om die woord van God te versprei, wat ek vir jou vra, wat het gebeur met ons? Wat het gebeur met ons? Dat ons die Bybel as vanselfsprekend net aanvaar. Dat ons nie alles in ons vermoë doen om die Bybel wat elkeen van julle in julle huis het, nie te bestudeer nie. Besef julle, daar was eeue van mense wat nie toegang gehad het tot 'n Bybel nie. Wat sou gee om 'n Bybel, om 'n bladsy in hulle huis te hê, en ons sit met Bybels in ons huise, een amper in elke vertrek. Waar is ons erns met die woord van God? Spreek ons leefstyl vandag van mense van die woord. En ek hoop daar brand vanoggend 'n vuur in julle om erns te maak, om 'n nuwe toegewydheid vanoggend, om die Bybel te bestudeer. Dit is die maatstaf.